Goeiedag en weer eens baie welkom van my kant af hier by Lewenssentrum. Ek weet almal het al vir julle hallo gesê, maar net van my ook af. Hallo, dankie vir jou tyd weer hier saam met ons. Dankie vir die aanbiddingsspan, die saam sing, die belewenis en ja, kan ek terugspring net sê, wow, laasweek goeie Vrydag en opstanding Sondag. Wat 'n belewenis. Wat 'n dienste. Dankie daarvoor. Dankie vir almal wat ingeklim het en saamgewerk het om dit 'n groot Sondag te maak en belewennisse te maak. Okay, so ons is nou in hierdie tyd wat ek noem van Paasfees tot Pinkster. En in die kerkkalender is dit seker van die belangrikste tyd wat daar kan wees. Van Paasfees tot Pinkster is die geboorte van die kerk. Dit was die hele verandering, wêreldverandering het plaasgevind in hierdie 50 dae. Dit is die grootste, belangrikste, kragtigste tyd in jou geestelike lewe, my geestelike lewe, van Paasfees tot Pinkster. Nou, ons het 'n groot exciting tyd wat voor lê. Ek weet my maand is vol, ons het lidmaatskap, golfdag, ons het hemelvaart, Junie maand is vol, ons het Pinkstertyd, spesiale dienste, ek vlieg in, ons gaan iets so 6 dienste hou, begin al die Dinsdag aan, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag dienste, Saterdagoggend te Jesus Feast, jy moet daaroor meer uitvind, en dan die Sondag weer dienste dan, Pinkstertyd, onbeskryflike tyd wat voor lê, en ek weet dan nog daar, in Junie maand is daar nog 'n mannedag, en allerhande lekker ding. Okay, so ons het 'n exciting kwartaal wat voor lê, tot en met die Julie vakansie. Maar wat is hierdie pad van Pinkster of van Paasfees na Pinkster toe? Ek het al bietjie daaroor gepraat in ons vorige reekse wat ons gepraat het oor hoe lyk die geestelike lewe. Sal jy dalk onthou het ek gepraat van die pad, die preek en die praktyk. Handelinge 2, né? Die Handelinge 2 storie is wat was die pad wat die disippels en in besonder Petrus gestap het, maar al die disippels gestap het, en wat is jou pad? Dis waar ons gaan praat vandag. Wat is jou journey? Hulle praat ons nou deesdae nie van 'n pad nie, is 'n journey, nee, ons journey saam. Okay, nou wat is jou pad? Wat is jou journey? Ons gaan nie baie praat oor die preek of die praktyk nie, ons het daaroor gepraat en ons sal ook weer daaroor praat, maar net die pad wat almal stap. Nou Petrus hulle se pad was iets van 3 jaar, né, van saam met Jesus, excitement, 3 dae, van dood en opstanding, ons gaan nou weer daardeur gaan, en dan 40 dae, wat ons praat van die tyd waar Jesus hulle leer oor die koninkryk, en dan het ons hemelvaart gehad, en dan 10 dae tot en met wag, tot en met Pinkster. So, die pad is iets van 3 jaar, 3 dae, 40 dae, 1 dag, 10 dag, wat ook al, Pinkster. Alright, interessant. Maar elkeen van daai gebeure is iets van jou journey, is iets van jou pad. En ek wil regtig, jy gaan sit en luister vanoggend, maar jy moet ek wil jou sien, jou brein moet werk. Jy moet probeer soek, jy moet probeer identifiseer. Waar is jy op hierdie pad? Dis nie duidelik nie. Ek wil dit vir jou baie duidelik sê, dis nie duidelik nie. Jesus se pad was nog nooit duidelik nie. Was die disippels permanent die mekaar? Ja. Het die disippels nooit geweet presies links, regs, bo, onder, nooit presies geweet nie. Jesus se pad is nooit duidelik nie. Maar dis 'n uitnodiging. Ek glo daarvan. Dis 'n soeke, dis 'n avontuur, dis 'n jy weet baie mense sê maar hoekom praat Jesus nie net duidelik en sê ek wil hê jy moet opstaan, ek wil hê jy moet soontoe ry, ek wil hê jy moet dit gaan doen, ek wil hê jy's nie 'n robot nie, jy's nie 'n puppet nie. Dis 'n verhouding. So die pad is nooit duidelik, die journey is nooit duidelik nie, maar dit lyk iets soos. Kom ek gee hom vir jou. 3 jaar praat van 'n gemaklike tyd. Jy kom tot bekering, alles is lekker in die kerk, almal is oulik hier by die kerk, né? Al die liedjies is mooi, jy kry nie genoeg kerk nie, onthou daai tye, né? Dis so lekker, is so maklik, dalk is jy nou daar, jy het nou net tot bekering gekom, of in die laaste jaar of 2, 3 dalk maande tot bekering gekom, en jy's daar, kerk is net amazing, jy wil getuig en doop en sing, en jy wil ekstra dienste hê, en jy's by alles betrokke, en geloof is maklik. Geloof is lekker. Ja, alles maak nie altyd sin nie, maar dis okay. Jy het vrede in jou hart en blydskap in jou hart en jy gaan daardeur. En dan kom jy 3 dae dood.
Dan kom die ontnigtering, dan kom die skokke, dan kom die seer. Wat het met Petrus gebeur? Petrus verloon Jesus, dan kom die struikel, kom die val. Dan is dit, wat ek gesê, 3D, Paasfees 3D, dis desolated, dis dead dreams, dis delays, dis hard. Ewe skielik is dit moeilik. Kan ek dit maar eerlik sê, party mense is reguit genoeg, almal by die kerk irriteer jou. Ek het dit hardop gesê. Jy gaan in so 'n journey ingaan, mens. Almal by die kerk irriteer jou. Die pastoor, daai Andries, nee, kom ons sê, daai Morney, hy irriteer jou. Andries jou nooit irriteer nie. Alraai. So nee, alles irriteer jou. Die musiek, hulle sing dieselfde liedjies. Hulle sing te veel Engels. Die musiek is te hard. Dit is alles irriteer jou, niks werk nie. Drome is dood. En jy verstaan nie, jy's met 'n bak koue water in die gesig gegooi van, maar ek het sulke opregte drome gehad, ek het sulke mooi planne gehad, dit was so lekker, alles het so vlot verloop, dan struikel jou favourite ou, of die sy favourite pastoor, of iemand bedank en skuif, of kerk het skeuring en konflik, en is chaos. Mens, kan ek vir jou sê, jy moet deur 'n tyd gaan, waar geloof nie maklik is nie. Eenvoudig opgesom. Waar geloof nie sin maak nie, waar die omstandighede hard is, onregverdig is, verkeerd is, bitter is, en ek kan aanhou. Jy moet iewers in jou journey, op jou pad, moet jy deur so 'n tyd gaan. As jy nog nie deur so 'n tyd was nie, ek sê dit met liefde, geniet dit, dis op pad, okay, dis om die draai, want Jesus is lief vir jou, en hy wil jou groot maak, hy wil jou nie 'n babietjie hou nie, jy sien, om groot te word, moet jy daardeur gaan, jy moet daardeur gaan, okay, dan in hierdie 3 dae, is daar die goeie nuus ook van 'n opstanding, maar kan jy onthou die storie, ons het laasweek daaroor begin praat, Stefan het daaroor gepraat, die opstanding is nie hier in jou gesig, wham bang nie, né? Dis so al weggesteek, is agter geslote deure. Die opstanding is nie maklik vir jou geloof nie. Jesus staan op, en die disippels is nog steeds te mekaar. Jesus, die graf is leeg, die disippels glo dit nog steeds nie. Hulle hardloop graf toe, maar hulle glo dit nog steeds nie. Hulle kruip nog steeds die aand agtertoe deur weg. So hier's iets. Daar kom genesing, daar kom versoening, daar kom verbetering in daai 3 dae, maar is nog nie uitgesorteer nie. Werk moet gedoen word. So dan gaan jy in die 40 dae in. En as ek kan eerlik wees, ek dink die meeste mense wat in kerk sit, is in die 40 dae. You're trying to figure it out. Jy's lief vir Jesus, jy glo, jy lees jou Bybel, jy kom kerk toe, jy's hier, jy luister aanlyn dalk weens omstandighede, maar jy het nie opgegee op Jesus en kerk nie. Jy's nog daar, maar jy verstaan nie als nie. Als maak nie sin nie. En dis waar die 40 dae so belangrik is. Dis die tyd waar Jesus sy disippels leer, met hulle praat, hy's nie die heeltyd by hulle nie, hy kom en gaan, ja ek weet, hy is die heeltyd by, want hy's alomteenwoordig, maar sy gesprekke, sy lering by hulle is kom en gaan, hy's daar, hy's weg, daar's baie interaksie, daar's nog baie vrae, baie confusion by hulle, maar daar's iets van roeping. Hierdie is die sterkste wat daar plaasvind in die 40 dae. Hulle begin, inteendeel, Jesus sê het sommer so duidelik vir hulle, soos die Vader my gestuur het, nou stuur ek julle. Duideliker as dit kan jy dit nie kry nie. Vir Petrus sê hy, gaan en laat my skape wei. Onthou dit, né? Hy duidelik roep by die disippels, né? Duidelik begin hy vir hulle sê, ek gaan na die Vader toe, nou moet julle die werk begin doen. Mens, is dit waar jy dalk is in jou journey, jy verstaan nie als nie, maar kan ek vir jou sê, jy verstaan baie meer as die ou langs jou. Jy verstaan baie meer as die ou wat nou net tot bekering gekom het, of die ou wat nog nie eers tot bekering gekom het nie. Jy het al deur die geloof gefight. Jy het al gegee wanneer daar nie geld in die bank was nie. Jy het al gebid wanneer jy self nie geloof het nie. Jy het opgedaag by 'n selgroep, terwyl jy self eintlik wou terugval, maar jy was daar. Jy het vanoggend kerk toe gekom, terwyl jy eintlik self moeg en moedeloos is, en eintlik nie meer wil nie, maar jy kom, want Jesus het jou hart gesteel, en jy weet, hy's die weg, die waarheid en die lewe, alles maak nie sin nie, maar jy's hier.
Dis waar die meeste van ons is, kom aan. En dis waar Jesus sê, nou kan ek jou begin gebruik. Roeping vind plaas. Ja, versoening vind plaas, vrede van die seer, van die verloon, van die struikel. Jesus maak reg met Petrus en sê, Petrus, jy het my verloon, maar het jy my werklik lief? 3 keer, het jy my werklik lief? Het jy my werklik lief? Daar's herstel, jy begin weer krag kry. Jou geloof word groter en sterker. Daar's groei in hierdie 40 dae. En dan sal hemelvaart. Wat hemelvaart? 2 goed. 1, hemelvaart is gee jou pyn weg. Ja, daar gaan dit, al die seer van die verlede, dit wat gister is verby. Jesus se seer is verby, hy gaan na sy Vader toe. Jesus se pyn is klaar, sy aarde is klaar. Hy gaan Vader toe, dis hy het dit gedoen, dis alles verby. Sy disippels is gecoach en geleer. Hy gaan Vader toe. Is my en jou seer wat verby is. Maar is ook, dis daai roepingdag. Matteus 28 sê Jesus, gaan dan heen. Maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ek sal by julle wees tot aan die volleinding van hierdie aarde. Maar ek gaan op na my Vader toe, maar ek gaan vir julle die helper stuur. So dis roepingdag. Hemelvaart is roeping, mens. Hemelvaart besef jy, ek wil hierdie woorde in elke mens se kop inprent. Hemelvaart beteken, Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Die verantwoordelikheid is nou joune. That's it. Sê nee, maar ek gaan bid vir Jesus om hierdie ou se hart te verander. Ek gaan bid vir Jesus om... Jesus sê is reg, ek gaan jou help, maar jy moet hom nooi, jy moet met hom praat, jy moet getuig, jy moet vir hom kos gee, jy moet vir hom lief wees, jy moet jou hande oplê, jy moet, die kerk moet, want Jesus is aan die regterhand van die Vader. En hy gee vir ons die krag van die Heilige Gees. En die 10 dae wat nou voorlê, is die 10 dae van wag en bid en glo vir die ontploffing van die inwoning van die krag van God, die Heilige Gees, God self op Pinksterdag in jou en my lewe. Grootste, belangrikste dag van hierdie hele journey is, jy moet by Pinkster uitkom, mense. Jy moet by die doping uitkom, die doping van die Gees, die doping van krag, die doping van liefde, die doping van gawes, die doping van drome en blydskap. Jy moet daarby uitkom. Jesus sê vir hulle, moenie die stad verlaat sonder dat julle nie vervul word met die belofte van die doping van God se Gees en krag nie. Die kerk dink, nee, nou moet ons gaan. Hemelvaart het plaasgevind, nou moet ons hardloop. Jesus sê, nee, wag. Totdat die hemelse bonatuurlike, goddelike krag in julle inkom om hierdie werk te doen. So, hier is die vraagie, simpel vraagie. Waar is jy op hierdie pad? Is jy in die happy days? Is jy in die skok? Is daar al 'n opstanding binne in jou? Wat jy weet is moeilik, is taaf, maar God leer jou roeping, jou doel. Weet jy wat is jou doel? Weet jy wat moet jy doen vir God? Weet jy wat is jou droom, jou opdrag? Wag jy vir die krag om in jou te kom, sodat jy dit net kan begin doen, sodat jy kan gaan begin vertel en praat en alles nou, jy mooi onthou. Nee, die disippels moes vir mekaar vertel, Jesus het opgestaan. Hulle moes nog nie vir die wêreld vertel het nie. Interessante punt. Nee, Jesus sê vir die vroue, gaan sê vir julle broers, ek het opgestaan. Hy sê nie vir die vroue, gaan preek vir die hele wêreld, ek het opgestaan nie. Dit kom eers na die hemelvaart. So, eers hierdie 40 dae is bemoediging. Kom ons vertel mekaar, kom ons wag op mekaar, kom ons maak mekaar sterk, sodat ons die krag van die Heilige Gees kan kry, sodat ons vir die wêreld kan vertel. Wees my disippels in Samaria, Judea en die uithoeke van die aarde, as julle die krag van die Heilige Gees kry. So, waar is jy? Op hierdie pad. Nou, Lewenssentrum in geheel is op 'n pad, en individue is op 'n pad, ek is op 'n pad, elkeen is uniek op hierdie pad, maar jy moet stil raak. En net bietjie tyd vat te sê, Here, waar is U met my? Leef ek my opdrag uit? Is ek in hierdie pad waar ek die geestelike lewe leef, waar ek gehoorsaam is, die opdragte uit,
waar is ek op hierdie pad, hierdie journey? Ek wil jou gou vat, 2 ouens is op hierdie pad, of 'n man en 'n vrou, ons is nie seker nie. En ons noem dit die Emmauspad. Ek gaan vinnig gaan deurhardloop, net hierdie storie, en dis die einde van die preek, so jy gaan dit vinnig maak. Die Emmauspad is 'n storie van 2, Kleopas en nog iemand, ons weet nie wie nie, baie ouens praat en debatteer oor, ek het alles gaan lees wat ek kon in die hande kry. Ouens sê dis miskien Petrus, ouens sê miskien dit is Josef, Jesus se fisiese aardse pa se broer was 'n Kleopas gewees, so hulle sê is miskien Jesus se oom, ons weet nie. Maar hierdie 2 ouens loop, kom ek gee vir jou, Lukas 24:13, hy sê, en kyk, op dieselfde dag, is baie belangrik, was 2 uit hulle geleedere op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 11 kilometer vanaf Jerusalem. Nou net vinnig, hierdie, ons moet mooi lees, hierdie is die opstandingssondag, so Stefan so mooi vir ons verduidelik het, dis die eerste dag van die week, né? Dis die opstandingssondag, en hierdie ouens weet, Jesus het gesê, hy gaan na 3 dae opstaan. Hierdie ouens weet, Petrus het gehardloop na die graf toe, die vroue het gesê hy het opgestaan, ons gaan dit nou lees, en kan ek hierdie woorde sê, en hulle wou nie net nog 'n rukkie wag nie, hallo, hulle wou nie net nog 'n rukkie wag nie, hy het gesê ek gaan na 3 dae opstaan, hey, give it the benefit of the doubt, loop môreoggend Emmaus toe, kyk jy, dalk staan hy die oggend op, dalk staan hy die middag op, dalk staan hy die aand op, hallo, nee, weet jy hoeveel van ons soek 'n verskoning om nie te glo nie en wil opstaan en loop? Weet jy hoeveel van ons wil net nie voluit leef nie? En hierdie 2 loop, hulle loop heeltemal te gou al weg van Jerusalem af, maar, mooi in die storie, hulle was belangrik vir Jesus. Hy wou hulle, vir een of ander rede wou hy hulle terug in Jerusalem hê. So dis waarom is eintlik baie belangrik wie hulle was, Kleopas en wie, want Jesus het 'n opdrag vir hulle en hulle moet deel bly van die 11 en deel bly van daar was gesê 120, al was gesê tot 500, maar hulle moes deel bly van daai eerste groep. So die eerste groep sit in die huis, 2 hardloop gaan kyk na die graf, kom terug, die vrouens is by die graf en kom terug, en nou is daar vanoggend, is 7 uur, is 8 uur, is 9 uur, is 10 uur, kom ons speel die speletjie, en nou staan die 2 op uit die groep uit, en sê, ons loop terug Emmaus toe, die groep's nog by die huis, 2 loop weg Emmaus toe, van hoeveel mense loop weg uit die kerk uit, loop weg, wil vandag wegloop, het al weggeloop, ken jy wat weggeloop het, van die groep af wat Jesus wil gebruik, en Jesus gaan agter hulle aan. Jesus kom ontmoet nie die groep nie, dis daai storie van die 99 en die 1 skaap, die 99 bly hier, maar die 1 skaap gaan weg, Jesus gaan, en hy gaan ontmoet hulle waar hulle is, en hy begin saam met hulle te loop op die pad, dis amazing, skrif sê maar hulle herken hom nie, vers 16, hulle oë is egter verhinder om hom te herken. Hierdie is 'n groot, hoor mooi vir my nou, groot geestelike beginsel. Hoekom sê ek dit? Mens, jy gaan vra, kan dit nie duideliker wees nie? Kan Jesus nie harder met my praat nie? Kan die Bybel nie meer eenvoudig wees nie? Kan die Heilige Gees nie duideliker in my hart praat nie? En die antwoord is nee. Jy sien, God, Jesus, soek 'n verhouding, hy soek 'n trek het uit jou uit, hy soek, dis nie duidelik, jy herken dit nie. Stephen Furtick praat daarvan, hy sê, sneaky Jesus, ek hou daarvan, is sneaky Jesus, hy's hier, maar jy sien hom nie, hy praat, maar jy hoor hom nie, hy's in jou lewe, maar dis nie voor die hand ligging nie, die tekens is nie overwhelming nie, dis daar vir die een wat soek, dis daar vir die een wat, mens, hoor my, regtig honger is. Mens, die krag is beskikbaar vir die een wat opreg met sy hele hart na hom soek. So hy praat met hulle, hy's daar saam met hulle, maar hulle sien hom nie. En dan vra hy hulle, waaroor loop julle so en praat? Dan sê hulle oor Jesus. So hulle sê vir Jesus, ons praat oor jou, maar hulle sê nie jou nie, want hulle weet nie is hy nie. Hulle sê vir die skrywer van die boek,
ons praat oor jou boek, maar ons dink ons weet jou boek, maar ons weet jy het hom geskryf. Maar come on mense, it's actually so weird, né? Ons dink baie keer 'n gebed, né? En dink ons moet vir God vertel wat gaan aan. Here, jy ken vir Betty wat hier onder in die straat bly en sy gaan deur 'n moeilike tyd. Hallo, liewe Jesus weet presies wat by Betty aan die gang is. Jy hoef nie vir liewe Jesus te vertel nie, hy weet. Maar baie keer dink ons moet hom vertel. Here, jy weet, ek sukkel om my rekeninge die einde van die maand te betaal. Hy weet jy het 'n nuwe paar skoene gekoop wat jy nie nodig het nie. Hy weet, pretty worried nie. Hy weet. So eerder praat vir hom, wat moet ek doen? Hoe moet ek leef? Maar kyk, ons gaan aan. Dan sê hulle, ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dit is ook al vandag die 3de dag. Ja, julle moes gewag het, ja. Die 3de dag vandat al hierdie dinge gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons nog boonop heeltemal verwar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue vertel het, maar vir hom het hulle nie gesien nie. Hoor jy wat ek sê? Hierdie twee moes net langer gewag het. Hoekom loop julle so gou? Die vroue sê hulle het 'n visioen van engele gehad, die mans het gehardloop en gaan kyk en jy staan op en loop. Kan ek hierdie woorde so sê vir jou? Die wêreld getuig Jesus leef. Jy wil dit nie glo nie. Ken jy sulke mense? Ek ken sulke mense. Die hele wêreld weet Jesus leef. Die man, sondaars weet dit, engele weet dit, demone weet dit, almal weet dit, ateïste weet dit, almal weet Jesus Christus is die weg, die waarheid in die lewe. Maar jy soek 'n verskoning om nie te glo nie. Gaan dit help? Nee. So Jesus kom ontmoet hierdie twee. En ek hou van, kan ek vir jou hierdie woorde sê, selfs waarheid kan jou verwar. Jy het gehoor? Moenie net altyd dink dis 'n kinderstorie wat jou verwar nie. Waarheid verwar ook. Ons het baie stories in ons kerk. Nee, baie stories. Vir die laaste 10 jaar word ons gebombardeer met stories van alle kante af, koerante, mense, kerke, predikante, stories. Maar selfs waarheid kan verwar. En baie keer praat ons absolute waarheid, maar jy soos, ek hou nie van hierdie stories nie. Ek wonder hoeveel mense het weggeloop vir stories. En van die stories was waar. En van die stories was goed. Maar nee, ek is nie lus vir die politiek nie. Het jy al hyne gehoor? Ek is nie lus vir die politiek by Lewensentrum nie. Sou jy dit gesê het in die bovertrek ook? Ek is nie lus vir die politiek van hierdie Jesus wat nou kamstig opgestaan het nie. En hy het nou weg, waar nou? Ons loop. Hallo. Wat van jy hoor, jou pad het 'n plek vir verwarring. Jou pad het 'n plek vir confusion. Jou pad het 'n plek vir skok, vir verloon, vir struikel, vir val. Jou pad het 'n plek vir jou brokenness, vir jou vlug, vir jou deemekaarheid, jou ek's kwaad, ek's moedeloos, ons is heeltemal deemekaar, ons is opgewerk. Hey, jou pad het 'n plek daarvoor. En Jesus kom en sê, moes dit nie gebeur het nie? En dan begin hy hulle te verduidelik hoe al hierdie goed moes gebeur het. Kom ons lees verder. Kom ek vertel, hy verduidelik toe vir hulle uit die Moses en die profete en al die skrifte, dat al hierdie goed moes gebeur het, en hy verduidelik al die skrifte vir hulle, en dit moes wonderlik gewees, amazing gewees het, en dan vers 28, toe hulle nader aan die dorpie waarin hulle op pad was kom, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis, maar hulle het by hom aangedring, bly by ons oor, die son trek al water en die dag is verby. Toe het Jesus by hulle ingedraai en saam met hulle oor te bly. Nou die skrif gaan aan, dan breek hy die brood en hulle sien sy wonde of sy tekens, dink ons, aan sy hande, en dan glo hulle en is amazing en is wonderlik. Maar hier is die beginsel. Jesus maak of hy wil verbyloop. Mens, hier is die belangrikste punt van hierdie spreek, hierdie pad waarop jy is. Ek weet die tekens is nie duidelik nie. Ek preek hierdie en ek vertel dit vir my kinders. Ons hou stilte tyd Bybelstudie by die. Okay. En ek vertel dit aan Chloe Jakob, my dogter. Sy sê vir my, pappa, hoe kan die tekens nie duideliker wees nie?
Sy moet besluite maak. Sy moet besluit waar gaan sy swaat, wat gaan sy doen na skool. Sy het groot besluite om te neem en sy bid daaroor. Sy's erg, sy's opreg. Maar sy sê vir my, pappa, hoekom kan die tekens nie duideliker wees nie? Ek weet jy sê dieselfde, want ek sê dit. Ek sê, Here, hoekom kan die tekens nie duideliker wees nie? Hoekom kan hy nie Hoekom maak u of u verbyloop? Hoekom is my oë verhinder om u te sien? Hoekom is my menslikheid so ongelowig? Hoekom is ek so swak in my krag en my selfbeheersing? Hoekom, Here? En die antwoord is, want ek wil hê jy moet my soek. Ek wil hê jy moet, jy sien daar's iets in Jesus wat wil hê, hy wil begeer word. Hy wil na gehonger word, hy wil na gedors word, hy wil geklop word, hy wil gevra word, hy wil gesoek word, mens. En as jy net dit hoor van hierdie preek vir die volgende 45 dae tot Pinkster, kan ek jou vra, soek, honger, dors, klop, sê ek soek dit, Here, is nie vir my duidelik nie, geloof is nie vir my maklik nie, vertrou, opstaan, sterk wees, is nie vir my, kom nie maklik na my nie, maar ek gaan soek, dit voel vir my, jy kruip vir my weg, ek gebruik die illustrasie, ek eintlik die tyd nie, maar ek gebruik die illustrasie van jag, julle weet ek smal oor jag en my hele lewe gejag in plaas, okay, in jag kry jy 2 tipe bokke, jy kry 'n vlaktebok, is 'n blesbok, hy staan in die kamp, as ek hulle moes gaan skiet het, ry ek met die bakkie of die four-wheeler of wat ook al af na die kamp toe, daar staan hulle en ek skiet hom. Boef, dood, verby. Tel hom op, slag hom, gee hom, verkoop of wat ons moes doen. Geen excitement nie, my hart klop nie vinnig nie, daar's geen adrenaline nie, dis boring. Ek het 'n blesbok geskiet. Jippie! Okay. Dan is daar jag, waar jy op die voet gaan en agter 'n majestic kudu aangaan, of 'n groot elandbul. En hy's moeilik, ek weet nie waar sy op my plaas nie, hy kan enige plek wees. Hy loop ook nie in 'n trop nie, hy's nie in honderde bymekaar nie. Jy kan verby 'n kudu loop en jy sal hom nie eers sien nie. Hulle noem hom the grey ghost, baie keer in die bos, die jagters, die manne raak nou almal opgewonde wat dit al gedoen het. Maar as jy sy spoor kry, jy moet stadig loop, jy moet versigtig loop. Jy kan baie keer heel dag loop. Die son brand jou, dis dors, is warm, en jy hoor hom, en jy hoor takke breek, en die wind waai waar hy wil, maar jy kan hom nie sien, oeg mens, en as jy nader kom, en jy begin hom sien, en jy sien sy lyf, of jy sien sy horings blink in die son of iets, dan begin jou hart vinnig klop, en jy kry bokkoors, en jy kan amper nie mik nie, en daar's adrenaline, en daar's excitement, kan ek vir jou sê, God is nie 'n blesbok nie, ekskuus, hy's ver van alles af wat ons probeer sê, maar hoor net, hy sê die majestic groot trofee van, hy kruip weg, en jy moet hom soek, en jy moet hom begeer, en jy moet agter hom aangaan, en jy moet jou Bybel lees, en jy moet liedjies sing, en jy moet bid, al voel jy nie lus om te bid nie, en as jy nie lus is nie, kom kerk toe, en as jy nie lus het nie, lees jou Bybel, en jy soek hom, en jy begeer hom, en jy honger na hom, en jy vra vir hom, en jy soek hom, en jy gee nie om wat mense sê nie, en jy hou aan kom, en jy verstaan nie die opstanding nie, en jy verstaan nie hoekom het sonde gebeur nie, en jy verstaan nie die verwardheid, en die val, en die skinners, jy gee nie om nie, jy soek hom. So mens, waar is jy op hierdie pad? Is jy op 'n gemaklike pad waar dit net alles moet lekker en maklik en vinnig wees? Jy gaan kerk toe en jy sit en sing 'n liedjie, of soek jy, begeer jy, honger jy, dors jy? Hy maak of hy wil verbyloop, maar jy sê handrem. Kom hier, ek het U nodig, ek soek U, ek begeer U. Okay, die storie maak klaar. Toe het hulle oë oopgegaan, vers 31, en hulle het hom herken, daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Hulle het net daar en dan opgestaan en na Jerusalem toe gegaan, en die 11 aangetref, en die ander saam met hulle. So hier is laasweek Stefan gepraat van die vroue is gevul met hierdie blydskap, hierdie gara, hierdie Griekse woord van gracias. Net Stefan kan daai Griek so goed sê. Wat sê die ander een wat hy gesê het, wie kan onthou? Phobos, moenie vrees sê nie, phobos is vrees. Hy sê, ek luister na my preek, ek luister. Maar, hierdie blydskap, en Stefan se woorde het my so hard getref, hy sê, kan die kerk weer hierdie blydskap kry? Waar hy vrouens geskuif het, hulle het vinnig geskuif, hulle het gehardloop. Hierdie twee
Mense in so 11 km, 12 km is 'n uur en 'n half se draf. Uur 20 minute as jy fiks is, lekker sterk kan draf, né? Uur 20 minute. As jy stap is dit 2 ure, as jy stadig stap is dit 3 ure. Dit was al klaar donker. Hulle was bang om in die donker te loop, maar geen aardse vrees kan hierdie twee ouens vashou nie. Hulle hardloop in die donker terug na die 11 toe en kom vertel hulle dat Jesus leef, hy het opgestaan, ons het hom gesien. Mens, ek bid vir 'n doping met blydskap vir hierdie kerk, vir my, vir jou, vir elkeen van ons. As jy Jesus herken, as jy jou opdrag hoor, as jy op daai journey, daai pad stap, en jy begin jou opdrag hoor, en jy begin jou doel te besef, en jy begin geestelike kragte in jou gawes te ontvang, sodat jy kan bedien en 'n verskil maak, en jy begin die wêreld te vertel. Mens, ons almal soek daai blydskap. Ons almal soek daai energie, ons almal soek daai lewe. So waar is jy op hierdie pad? Kan ek vir jou die keypunt gee van op hierdie pad? Jy moet soek, jy moet klop. Jy moet vra. Ons laaste skrifgie is Lukas 11. En in wat in Lukas 11 gebeur, Jesus sê vir die disippels, as daar 'n man kom en hy klop aan jou deur, 1 uur in die oggend, en hy sê, gee my 3 loaves brood, ek het mense wat kom kuier. Sê Jesus, jy sal in die begin vir hom sê, man, gaan weg, almal slaap al, almal is in die bed, los ons uit. Maar hy sê, as hy aanhou klop, al ken jy hom nie, al hou jy nie van hierdie buurman nie, al irriteer hy jou, sal jy tog opstaan en hom gaan help en die brood gee, net om hom weg te kry dat jy kan verder slaap. Dit is die storie wat Jesus vertel, Lukas 11, gaan kyk dit. En dan kom Lukas 11 vers 9, dan sê Jesus hierdie woord, ek gaan dit net vir jou lees, hy sê, en so sê ek vir julle, hou aan vra, en vir julle sal gegee word, hou aan soek, en julle sal vind. Hou aan klop en die deur sal vir jou oopgemaak word. Want enigeen wat vra ontvang, elkeen wat soek vind en die deur word oopgemaak vir enigeen wat klop. Julle vaders, as julle kinders vir julle 'n vis vra, gee julle dan vir hom 'n slang? Nee. Of as hulle vir julle eier vra, gee julle dan vir hom 'n skorpioen? Nee, natuurlik nie. As julle sondige mense dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Nou hier kom die skok. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee vir hulle wat hom vra. Sien, ek het my hele lewe het ek altyd gedink, hierdie Lukas 11 gaan net oor gebed. Wil jy 'n nuwe kar hê? Vra, soek, klop. Wil jy 'n groter cheque kry aan die einde van die maand vir jou werk? Vra, soek, klop. Hou aan vra en jy sal kry en jy sal 'n beter werk kry en jy sal gesond word en ons dink is hierdie aardse goed. Lukas 11 gaan oor van Paasfees tot Pinkster. Hou aan vra. En God sal, die hemelse Vader, sal vir julle die Heilige Gees gee. As jy dit van hom vra. Mens, waar is jy op jou journey? Het jy weggeloop van Jerusalem af? Is jy verward? Is jy confused? Is jy seer gemaak? Is jy deur dinge in die kerkwêreld, deur mense, deur leiers, deur selleiers, deur jeugpastore, het jy stories? Het jy aangehou glo ten spyte van alles? Jy's so bietjie verward, jy's so bietjie de mekaar, maar jy hou aan glo, jy's nog daar. En Jesus het al 'n paar keer eintlik verby jou geloop en jy dink dit was hy en jy dink dit was 'n goeie preek en jy dink hy het met jou gepraat en jy's nie seker nie, maar jy bly kom, jy bly luister, jy bly inskakel. Bly soek, bly vra. Want die volgende oomblik gaan jou oë oopgaan en jy gaan begin sien jou doel, jou roeping en die krag van die Heilige Gees sal jou vul met 'n blydskap wat jou sal laat hardloop en dinge doen wat jy nog nooit van tevore gedoen het nie. Mens, vir die volgende 40, 45 dae tot en met Pinkster, bly soek, bly klop, bly vra, moenie ophou soek nie. Ek gaan vra die musiekspan kan opkom en gereed maak. Ons gaan na 'n lied luister en ek gaan dan na die lied gaan ek vir ons saam bid. Maar hierdie is net, waar is jy op jou pad? En dalk is jy seer, verward, dalk is jy nie begin, dalk is jy nie einde, dalk wou jy nooit weer terugkom nie, ek weet nie, maak nie saak waar jy is nie. Die uitnodiging is, klop, soek, vra, honger en dors na hom. En iewers gaan hy homself
kragtig aan jou openbaar. As jy met 'n gebroke hart dit vra, gaan hy dit vir jou doen. Kom ons luister na die lied en as die lied klaar is, gaan ek vir ons saam bid. Soos 'n wolsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skild, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wolsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skild, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. En ek bring aan U die eer. Baie dankie vir daai pragtige lied. Kom ons sluit ons oë en kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons elkeen is op 'n unieke plek in ons pad, op ons journey. Ek wil begin vir mense wat Jesus, kan ek sê, explore, nou net ontmoet, nou net vars beleef en net sy liefde vir die eerste keer regtig ervaar. Dankie Here, U red, U verlos, U vergewe, U maak nuut. En is 'n wonderlike journey, reis, avontuur saam met U. Dankie daarvoor, Here. Vir die wat al redelik lank op die pad is en al deur baie seer en ontnigterings is. Here, dankie dat hulle nie gekoot het nie. Here, U is nou letterlik duisende mense op streaming wat nie gekoot het nie. Wat nie opgee nie, wat sê ek sal aanhou glo al is ek hoe verward, al gaan ek deur wat, al maak kerk nie altyd sin nie, al die beloftes speel nie uit nie, al werk dinge nie altyd soos wat ek gedink het nie. Here, ons gaan nie ophou nie, na wie toe sal ons gaan, want U hou die woorde van die lewe vir ons, Here, en ons sal aanhou soek, ons sal aanhou klop, ons sal aanhou vra. Here, ek bid, praat duidelik met ons oor ons roeping, verduidelik vir ons stadig die koninkryk. Here, praat met ons in ons drome, in ons slaap. Here, praat met ons in die kerk, in ons liedjies, in ons Bybel lees. Praat met ons, Here, verduidelik vir ons alles wat ons moet verstaan. En Here, as ons dink jy stap verby, ons roep U terug.
Here, as ons naby aan U kom, is dit heilige grond, trek ons skoene uit, want ons weet, ons het met U te doen, en U gaan ons vul, en U gaan ons doop, en U gaan ons omkeer, en U gaan ons doop met 'n blydskap en 'n krag en 'n visie vir Suid-Afrika, en vir mense en vir lewens, Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir dit wat U doen met elkeen van ons op hierdie pad. In Jesus naam. Amen. Liewe mens, ek wil jou nooi, ons wil elke Sondag saam met mense bid. As jy dalk weggestap het van die Jerusalem af, van die groep af, ons wil jou nooi, teks ons, e-pos ons, geef ons 'n comment op die boodskappe op Facebook of al hierdie platforms, YouTube, en ons wil saam met jou bid. As jy hier in die gebou is, kom uit, laat ons saam met jou bid. Moenie wegstap nie. Moenie opgee nie. Hou aan soek, hou aan klop. As die lewe jou geboelie het, as jy seer gekry het, as jy verward is, ons wil saam met jou bid. So, kom uit, ons bid saam met jou, ons stap uit pad saam met jou, en ons glo, ons is in die tyd van Paasfees tot Pinkster, waar ons weer met God gaan ontmoet. Dankie vir julle, ek sien julle weer, die Here seën julle.